Ek wil begin by dit wat Rona gedeel het laas week. Dit was vir my 'n amazing woord. Ek het vir jou laas week ook, toe ek nou vir haar dankie sê, het ek vir jou gesê dat dit wat sy gedeel was so kragtig. Dit was vir my 'n openbaring. Het ek dit al gelees? Ja, ek het dit al gelees. Maar dit nooit my so getref soos toe sy dit probeer verduidelik het. En ek wil vanmôre bietjie daarby aansluit. En ek gaan nou soontoe gaan. Ek wil eers bietjie teruggaan. Dit is hopeloos as ons die doel van die lewe, as ek my doel vir my lewe mis, dan is dit 'n hopelose toestand. Hopelose situasie. En daarom is dit geweldig belangrik dat ek en jy sal weet, wat is my doel hier op aarde? As ek iemand anders se droom najag en iemand anders se doel in my lewe, as ek dit jaag en ek mis die doel waarvoor God my gemaak het, ja, dan het ek verniet geleef, dan het ek my tyd gemors. En baie keer is ons besig om iets te jaag of 'n doel te jaag wat God nie vir ons beplan het nie. Wat is God se doel vir my en vir jou hier op aarde? Ek dink dit is 'n geweldige, belangrike saak. Wat is God se doel vir my lewe? Ek kan my eie doel hê en dit jaag en is goed. En jy gaan dalk suksesvol wees. Maar ek dink nie dis hoekom jy 'n Christen is nie. Ek en jy is Christen, het Christene geword en ons doel is om sy doel vir ons lewens, sy wil vir ons lewens uit te leef. En die vraag wat ek vra vanoggend is jy op daai pad? Is ons besig om God se doel vir ons lewens, is ons besig om dit uit te leef? Nou wil ek oorgaan, en dit sluit aan dalk by dit wat Rons gedeel het. Toe Rons het gepraat, die kern van haar boodskap wat ek gehoor het is, dat ons moet in Christus wees. Sy het hier gestaan en gesê, die ou mens het sy eie dinge gedoen, sy eie doel in die lewe gesoek. Maar hierdie ou moes sterf, sodat hy 'n nuwe lewe kon vind in Christus Jesus. En nou is ek 'n nuwe mens. En ek het gaan bepeins wat sy gelees het, en ek wil vir jou sê, ek was verbaas om te sien hoeveel skrifte praat oor in Christus. In Christus. Die goed het net uit die Bybel uitgespring vir my. Kom ons blaai gou na Kolossense toe. En ek wil nie haar preek oorpreek nie, maar ek wil net vir jou wys in Kolossense, en daar's 'n klomp skrifte, maar ek gaan net in Kolossense 2 dink ek vashak. Nee, ons gaan net 'n paar lees, 'n paar verse daar lees. Maar hoor net hoeveel keer, en ek gaan nie sinne klaar kan lees nie, man, dan gaan ek nooit uitkom met dit wat ek wil deel nie. Maar ek is by Kolossense 2, ek gaan lees maar van vers 4 af, maar hy sê in vers 5, die laaste gedeelte, ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Daar is die woord. Vers 6, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Vers 7, gewortel en opgebou in hom. Ons gaan af na vers 9 toe. Want in hom woon die volheid, en dis belangrik dalk, kom ons lees hom weer, hy sê, want in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is. My boetie en sussie, ek was verbaas om te sien hoe baie hy praat, Paulus praat oor, dat ons in hom is. Die vraag is, hoeveel is ons in hom?
Hoeveel leef die ou mens nog in my? Kom ons gaan na Efesiërs 2. Kom ons blaai net so 'n paar bladsye terug en dan gaan ons na Korintiërs toe gaan. Efesiërs 1, ekskuus. Efesiërs 1, ek gaan net 2 versies daar lees. Belangrike versies. Efesiërs 1, ek gaan lees vers 1 en vers 3. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. Vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Die seëninge van die hemele is ons erfporsie wanneer ons in Christus Jesus bly. Dis net in hom. As ons in hom bly, raai wat, dan is die seëninge van God, dan is dit my erfporsie. Kom ons gaan na Romeine toe. Ekskuus, daar is so baie verse wat ek wil lees, en ek wil nie almal lees nie. Kom ons gaan gou na Romeine 6 toe. Hoe kom ek in Christus? Voordat ons daar gelees, ek het met hierdie ding gestuur, want Jesus praat baie van, hy is in ons en ons is in hom. Hy in ons en ons in hom. En ek sê, Here, maar hoe praat hy? Dit klink nie reg nie. En ek ervaar, is dit vanoggend vroeg, toe ervaar ek die Here sê, hy het in ons gekom, maar die manier hoe hy in ons kon kom, is hy moes sterf. Hy het gesterf aan die kruis vir ons, sodat hy in ons kom woon het, sodat ons weer gebore kon word. Met ander woorde, hy moes sy lewe neerlê om deel van ons te word. En nou sê dieselfde ding vir ons, dat ons gaan moet sterf, sodat ons in hom kan kom. Ek sê Romeine 6. Romeine 6, kom ons lees van vers 3. Of weet julle nie dat ons almal in Christus gedoop is, in die dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, daar kom hy. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Kom ons gaan aan. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dus weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, so die liggaam vanweer die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Vers 7, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Die teken dat ek en jy dood is, die ou Chris, die teken was ons doop. Die oomblik, en ek dink nie ons het altyd verstaan nie, maar die oomblik ons gedoop is, toe het ons vir die mense verklaar, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. En ons het opgestaan in hom in 'n nuwe lewe. Kom ons gaan na Korintiërs toe, en hopelik eindig ek daar. Korintiërs 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5. Ons ken vers 17, maar ek wil graag begin by vers 14, want die liefde van Christus dring ons. Want die liefde van Christus dring ons. Lees vers 15. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle almal gesterf het.
En hy het vir almal gesterf. Sodat, hier kom die rede, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Daar is jou doel. Hy sê hy het vir ons gesterwe, ons saam met hom gesterwe. Ons saam opgestaan, maar nou leef ons nie meer vir onsself nie. En almal sê, amen. Nou leef ons nie meer vir onsself nie. Nou leef ons, daai ou man is dood. Hy is begrawe, hy bestaan nie meer nie. Nou is ek 'n nuwe mens in Christus Jesus. En nou sê, nou leef ons nie meer vir onsself nie. Maar ons leef vir hom wat vir ons gesterf het. En dan gaan hy aan, ek kan nie, kom ons lees vers 17, en daar, pragtig, hy sê, daarom, as iemand in Christus is, as ons in Christus is, en in Christus bly, is ons 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygaan, kyk, alles het nuut geword. En wanneer ons in Christus bly, dis wanneer ons die hemelse erfporsie in besit neem. Ongelukkig, soms dan, as kies vir die sterk Afrikaanse woord, voeter ons terug na die vlees toe, na die ou mens. En ons bly nie in Christus nie. En dan ons nie 'n aangename reuk nie. En dan is ons nie lig nie, en dis waaroor ek vanmôre wil praat. Want wat Paulus sê, ons is 'n aangename reuk, ons bly gou soontoe. Rans het ook gepraat oor, voordat ons dalk gou soontoe bly, in Johannes 15, en ek gaan dit kan lees nie. Hy sê, wanneer ons in Christus is, dan is ons soos 'n loot. Hy is die ware wynstok. Ons is die lote wat vrug dra. Daai loot sukkel nie om vrug te dra nie, want hy bly in die wynstok. Solank hy in die wynstok bly, dan dra hy goeie vrugte. Amen. En die wynstok is goed. Die wynstok is Christus hy. En die wynstok wil graag hê dat ons baie vrugte dra. Baie. Hy het 'n plesier, en ons gaan lees dit self. Hy sê dit, God is bly as ons baie vrugte dra. Het ek gesê, maar kom ons bly na 2 Korintiërs 2 Korintiërs 2. 2 Korintiërs 2. My boetie en sussie, en dis die uitdaging wat daar is vir my en vir jou. Bly ons in Christus. Bly ons in die wynstok. Wanneer ons in die wynstok bly, en as ons in Christus bly, gaan daar goed wees wat sigbaar is vir die mense om ons. Ek is by 2 Korintiërs 2 vers 14. 2 Korintiërs 2 vers 14, dit lees as volg. Maar God sy dank. Met ander woorde, Paulus sê, ek prys die Here. Maar God sê dank wat ons altyd laat triomfeer. Waar? In Christus. Maar God sê dank wat ons altyd laat triomfeer, in my woorde, as ons in Christus bly. En die reuk van sy kennis oral deur ons versprei. Met ander woorde, hy sê, wanneer ons in Christus bly, dan is daar reuk van lewe wat deur ons vloei. Kom ons lees dit. Hy sê, versprei. Want ons, vers 15, want ons is 'n aangename geur van Christus. Hoor jy? Ons is 'n aangename geur van Christus, nommer 1 tot eer van God. As ek in Christus bly,
Dan reik God die Vader en sê, wow, ek reik my seun in Chris se lewe, in Philip se lewe, in Boetelesi se lewe. Dis 'n eer vir God, wanneer ons in Christus bly. Ek lees weer, hy sê, want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. Met ander woorde, wanneer ons in Christus bly, dan sê God die Vader, dit is my geliefde seun. Hy reik en hy lyk soos Jesus. Ons sal dit nou lees. En vir die gelowiges vir ons gaan sê, ek kan sien, hy is 'n Christen. Vir die mense wat die Christen is, hy stink. Ek hou nie van hierdie ou nie. Met ander woorde, my boetie en sussie, ons moet aanvaar, dat gaan mense wees, wanneer jy die lig is, en wanneer jy aangename geur is, gaan mense nie van jou hou nie. Ons moet dit weet. Die wêreld gaan ons haat as ons 'n aangename geur is vir Christus. Wanneer jy in Christus doen en sê, maar dis wat Jesus sê ek moet doen, gaan die mense sê, maar jy is weird. Wees net normaal. Dis wanneer ons in Christus bly. Ons gaan nie ryk soos die wêreld. Ons mag nie ryk soos die wêreld nie. En wanneer ons ryk soos die wêreld, my boetie en sussie, dan is ons nie in Christus nie. Dan is ons in die vlees, dan is dit die ou man wat praat. Ou man wat reageer. Ek gaan af hoofstuk 3, 2 Korintiërs 3, vers 2 gaan ek net lees. Hy sê, julle is ons brief, geskryf in ons harte, geteken en gelees deur alle mense. Hy sê, as ons aangename geur is, gaan mense ons lees, hulle kyk na ons lewens, en hulle lees dit, en raai wat, die wêreldse mense gaan sê, jy's 'n joiner. Christen gaan sê, ek kan sien Jesus leef in jou. En dis ons doel. Ons doel laat ons 'n aangename geur vir God sal wees, en vir die wêreld rondom ons. Maar van die mense gaan ons verwerp. Ek nou 'n narkie saamgebring. Nou as jy 'n narkie ken, gaan jy weet, as ek hierdie ding nou skuldig moet sê, ja, dis 'n narkie. Maar jy ryk hom nie op die stadium nie. Maar die oomblik as hy bietjie gepressurized word, daar by die werk, as daar bietjie druk kom, dan ryk hierdie ding nie soos 'n piesang nie. As daar druk kom, raai wat kom uit? 'n narkie geur. En jy gaan vir my sê, ja, Chris, is maklik vir jou om te praat. Jy is 'n pastoor, jy werk nie met die goeie ouens. Is dit werklik so? Dis nie 'n goeie verskoning nie. God sê, ons moet altyd 'n goeie aangename geur wees. En juis wanneer daar druk is, moet mense nog steeds Jesus my liewe sien. Daar kan nie 'n ander geur uitkom nie. As daar 'n ander geur uitkom, dan is die ding nie eg nie. Dan blaf hy. As hier 'n reuk van suurlemoen uitkom, dan was hy nooit eg nie. En daarom sê ons, moet in Christus bly. My boetie en sussie, dis die uitdaging van lewe. Ons sê baie keer, die Here vat my weg van hierdie baas, hy verstaan my nie. Dis juist waar God wil hê ons moet lig wees. Dis juist waar ons 'n goeie geur moet wees. Die tweede een, kom ons blaai na Johannes toe. Johannes, hy het gepraat dat ons aangenaam geur moet wees. Johannes sê ons moet lig wees. Johannes 8. Johannes 8.
Johannes 8 vers 12. Dan lees as volg: Jesus het weer vir hulle gespreek en gesê, pragtig, hoor wat sê, hy sê, ek is die lig van die wêreld. En wie my volg, of my disipel is, sal sekerlik nie in die duister wandel nie. Die rede daarvoor, maar sal die lig van die lewe hê. Ek gaan dit weer lees. Daarom, Jesus het weer aan hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, of wat my disipel is, dis ek en jy, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Wie is die lig van die lewe? Hy is die lig van die lewe. In die oomblik as ons in hom is en hy in ons, wat gaan uitkom? Die lig van die lewe. Want hy is binne in ons in hom. En dan sê hy, sal sekerlik nie in duisternis wees nie. My boetie en sussie, ek en jy is lig. Hoekom? Omdat hy binne in ons woon. En hy sê, sekerlik sal die duister nie in ons wees nie. Behalwe as ons buite hom is, nie in Christus nie. As ek die ou mens weer opstaan, dan kom daar nikke en grille uit. Dan kom die vleeslike, maar as ons binne hom bly, dan kom daar lewe uit ons. Onthou in Johannes 10:10, hy het gekom dat ons lewe en lewe in oorvloed sal hê. En dit gaan nie net oor myself nie, maar dit gaan oor die lewe wat deur my vloei. Kom ons gaan die laaste skrif, die tweede laaste skrif, na Matteus 5 toe. Matteus 5. Daar praat hy ook lig. Maar hy sê ons die lig in ons, hoekom? Want hy is die lig. En as die lig binne in ons is, sal ons lig wees. Matteus 5 vers 14. Matteus 5 vers 14. Lees as volg. Hy sê, in vers 13 praat hy van julle is die sout. Vers 14. Julle is die lig van die wêreld. Onthou Johannes sê ek is die lig, maar omdat ek binne in julle gewoon, julle is die lig nou van die lewe. Hy sê in vers 14, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Nie net vir die Christene nie. Nie net wanneer dit goed gaan nie. Hy lig skyn vir almal. Vers 16, belangrik. Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Nou praat hy selfs van werke. Met ander woorde, lig is nie net praat nie. Hy sê lig is werke, goeie werke. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. En julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. My boetie en sussie, dis ons doel. En dit kan net gebeur as die ou stoffel dood is. As die ou Christus dood is, dan bly ek in Christus, in die wynstok. En as ek in die wynstok bly, raai wat, dan dra ek baie vrug. My werke, goeie werke, verheerlik God. Maar soms klim ons hier uit, en dan manifesteer die ou man weer. En dan sê mense, hy stink. Die wêreldse mense sê, jy is sharp, jy lyk soos ons. Ons hou van jou. En die Here daag my en jou uit om nie soontoe te gaan nie, want die oorwinning lê hierin.
hierin die volheid van sy koninkryk wil hy in ons laat manifesteer en deur ons laat manifesteer. Laaste skrif is in 1 Korintiërs 4. In Korintiërs 4. My opskrif by 1 Korintiërs 4, die opskrif daar is bedienaars van Christus en die bedienaars van die verborgenhede van God. Vers 1, ek gaan net vers 1 lees. 1 Korintiërs 4 vers 1, so moet ons beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Onthou dit wat in sy koninkryk is verborge vir die mense van die wêreld. Maar ek en jy moet wees, ons daai verborgenhede, ons moet dit uitleef. En ons het gesing, Jesus het ons nie hemel toe gevat nie, maar hy het hemel maak, jy moet vertaal. Hy het ons nie hemel toe gevat nie, hy wil ons nie hemel toe vat nie, maar hy het hemel aarde toe gebring. En hy het vir ons dit kom gee. Dit wat in die hemel is, het hy vir ons kom gee, dat ons dit sal uitleef. En dan sluit ek af om te sê, en dis wat Deline gesê het, die vraag wat ek weer wil vra vanoggend vir my en vir jou. Nommer 1, is jy in Christus? Is daar goedjies wat nog steeds die ou natuur, die ou mens, heers hy nog in ons? Praat hy, lei ons nog? Of is daar dood? En dalk is daar van ons wat weer gedoop moet word. Sê Here, ek het gesterf saam met U. Daai ou mens is dood. Ek is nou in U. U is die ware wynstok. Ek is nou in U. En as ons dit gaan doen, dan gaan ons begin brul soos 'n leeu wat vry is. Wat heers saam met hom, want dis sy hart. Sy hart is dat ons sy koninkryk sal vestig. Aangename geur sal wees oral waar ons beweeg. My boeties is dis ons uitdaging. God se hart is om ons te seën. Maar daai seën is om altyd om sy koninkryk te vestig. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie Jesus dat U gekom het en dat U gesterf het sodat U binne ons kan woon. Vanmôre het U ons uitgedaag dat ons in U sal bly. Want ons as in U bly, in U in ons, dan sal ons 'n aangename geur wees vir ons Vader. En 'n aangename geur vir die gelowiges om ons. U het ons geroep om lig te wees. U was die lig. En nou sê U, ons is die lig van die wêreld. En U sê, ons kan nie wegkruip nie. Ons kan nie 'n geheime Christen wees nie. Ons is 'n lig wat op 'n staander geplaas word. En wanneer mense na ons kyk, dan sal hulle U verheerlik as hulle die goeie werke sien in ons lewens. En Vader, ek wil vir U bid en vra vanmôre, help ons, laat ons 'n lig sal wees op 'n staander. Laat ons nie sal vrees nie, wat mense sal sê nie, maar laat ons U sal vrees, wat mense in die hel kan gooi. Ons verklaar vanmôre, Vader, ons wil in U bly, Jesus. U is die ware wynstok, ons wil in U bly. Ons wil lewe in oorvloed ervaar en beleef. En ons wil vrug dra wat by bekering pas. En ek wil bid vir elkeen van ons vanmôre, Vader, laat ons die ou mens in die graf sal los. Hy is dood. Die ou mens is dood. Maar Christus Jesus is ons 'n nuwe skepsel, 'n heerser, 'n oorwinnaar. Want dis wat U ons geroep het.
U wil hê dat ons altyd triomfeer in Christus Jesus. En Vader, ek wil bid en vra, help ons, laat ons denke sal vernuwe. Laat ons sal besef wie U is en wat U ons geroep het voor. Ons doel in die lewe. Here, laat ons nie agter wind sal hardloop nie. Maar ons sal toelaat dat U wil deur ons lewens sal manifesteer. Vader, ons gebed vir môre is, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in my lewe. Sodat mense, familie, vyande vir ons, sal sien Jesus leef in en deur ons. Dis ons gebed vir môre, Vader, in Jesus naam. Kom leef deur ons. Dis ons gebed. Amen.